Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 2, 4 tot 10 Oktober. Verras deur genade. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie vir hierdie nuwe week se studie waarna ons so kan uitsien. Ons bid en vra, liewe Heer, dat u boodskap in ons harte geopenbaar mag word. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie is Josua 2 vers 1 tot 21, Numeri 14 vers 1 tot 12, Hebreërs 11 vers 31, Exodus 12 vers 13, Josua 9, Nehemia 7 vers 25. Geheeteks, Hebreërs 11 vers 31. Deur geloof het Rahab die prostituut nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hebreërs 11 vers 31. Hoekom het ek dit alweer gedoen? Die meeste van ons het al waarskynlik hierdie woorde geuiter. Dit is per slot van rekening nie net die geskiedenis wat sigself herhaal nie. Die mensdom herhaal ook sigself. Om nie eers van die individu te praat nie, hoe dikwels begaan ons nie presies dieselfde foute oor en oor nie? Op hierdie tydstip van die geskiedenis van God se volk, kry hulle 'n tweede kans om die beloofde land binne te gaan. 'n taak wat Josua ernstig opneem. Die eerste stap is om duidelikheid te verkry oor die situasie wat hulle in die gesig staar. So stuur Josua toe 2 verkenners om waardevolle inligting oor die land te verkry. Hul defensiewe stelsel, militêre gereedheid, watervoorraad, as ook die Kanaaniete se houding oor 'n potensiële Israelitiese aanval. Neem in ag dat God beloof het om die land aan Israel te gee. Hierdie feit bring die destydse en hedendaagse gelowige egter maklik tot 'n verkeerde slotsom. Dat die volk nou bloot handjies gevou kon sit. Allermins, die versekering dat mens God se bystand het, stel nie menslike verantwoordelikheid tersyde nie. Israel bevind hulle dus vir 'n tweede maal op Kanaan se grens. Die mense is vreeslik opgewonde, maar onthou net wat gebeur het toe Israel in die verlede op die einste punt was. Toe God hul ouers aangesê het om die land in besit te neem, hulle het tragies misluk. Hierdie week bekyk ons 2 van die aangrypendste verhale in Josua en ontdek ook hoe dit op die moderne gelowige betrekking het. God se genade verras mens sonder ophou. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 11 Oktober.